Nou ook gepas, my boodskap van vanoggend is die regte fondament. Die fondament waarop ons moet bou. Weet jy wat, my liewe suster? God wil hê dat jou lewe 'n sukses moet wees. God se plan vir jou is om 'n vooruitgang te geniet wat hy vir jou wil gee. En juist daarom, my liewe suster, het hy vir ons die Bybel, sy woord gegee. En wanneer jy hierdie woord van die Here vat, is hy vol beloftes. Amen. Het jy al die beloftes gelees hierin? Is hy vol beginsels? Ons staan ons maar party verse oor. Is hy vol opdragte wat ons nie wil hoor nie? Alles om ons te help om die lewe reg te leef. Ons kan nie maar net lewe soos ons wil nie. As jy daar buitekant gaan rondkyk wat eintlik in die wêreld aangaan, dan sien jy mense wat leef net asof hulle wil, soos wat hulle wil. Hulle doen nie dinge wat hulle doen nie, maar hulle vat nie die beloftes en die beginsels en die opdragte wat God hulle gee en hulle sit dit in hulle lewens in pas dit toe nie. Daar is nie 'n groter hulpmiddel, my liewe suster, wat ons kan gebruik om elke gebied van ons lewens suksesvol te maak nie. Ek het ook baie keer as ek iemand getrou het gesê is dat hierdie Bybel is eintlik die boek van die lewe wat jy in jou huwelik moet toepas om 'n goeie huwelik te hê. Jy sien, my liewe suster, wanneer ons lewens bou op die woord van die Here en ons die woord leef, dan sal ons uitstyg bo ons omstandighede en ons sal suksesvol wees in dit wat ons doen. God het sy wonderlike woord vir ons gegee, my liewe suster, sodat ons dit as 'n fondament kan gebruik om ons lewens op te bou. Dis die handboek, soos ek gesê, van die lewe. En God se woord is die rots waarop ons lewens kan bou. En as jy bou op die rots, sal jou lewenshuis nie in duie stort wanneer die lewensstorms kom nie. Ja, ons lewe in tawwe tye. En die lewe en die storms is heftig teen ons. Ek het al gevoel dat dit kom met sulke vlae na ons toe. En dit gaan ons op verskeie maniere beproef, my liewe suster, want ons is nog in die lewe. Die lewe gebeur nog om ons. Net soos wat die vloede verlede week KwaZulu-Natal getref het, sal baie huise nie staande bly in hierdie tyd nie. En ons het nie net nodig, my liewe suster, om te oorleef in hierdie tyd nie, maar ons het ons het nodig om uit te styg bo ons omstandighede, bo die lewe uit. As jou Bybel gebring het, blaai na Matteus 7 toe, vers 24. Dan lees ons 'n gelykenis van Jesus wat sê dat ons op die regte fondament moet bou. Matteus 7 vers 24. Die woord van die Here sê vir ons, daarom sal elkeen na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n regverdige man wees wat sy huis op die rots gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op die rots gevestig was. Maar elkeen wat na hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op die sand gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit ineengestort en die ineenstorting was geweldig. As kinders het ons dit al begin sing. En was my so lekker as ek hoor die sonnaskoolkinders sing dit. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het gekom en die storms het gekom en die huis het vasgestaan. Want die huis was op die rots gebou. Maar die dwaase man bou sy huis op die sand en die reën het gekom en die wind het gewaai en die storms het gekom en daar in die huis het plat geval en dan klappelaantjies op die grond. Sê, dit is so die huis geval. Is so waar.
van die lewe waarin ons leef vandag. Kom ons kyk na hierdie gelykenis van Jesus. Wat beteken die huis? Wat verteenwoordig die huis in hierdie gedeelte vir ons? Ja, ons is geneig om te dink dat jou huis verteenwoordig jou lewe, en dis waar, ja. Maar daar is soveel meer daaraan verbonde, my liewe suster. Die huis beteken die verskillende areas van jou lewe. Die storms gaan kom, en die wind gaan kom, en die reën gaan kom. Hoe lyk daai area in jou lewe? Is dit op die rots gebou? Ons het finansiële huise waar ons bly, ons het huwelikshuise, ons het 'n verhouding met die Here huis, en ons het 'n vriendskaphuis, dan is daar die kinders maak kinders groot huis en die loopbaanhuis. Ons het ook 'n gesondheidshuis en 'n vermaakhuis. En daar is soveel baie dinge in ons lewens wat ons het, en prys die Here daarvoor. En indien een of meer van hierdie huise, hierdie dinge in jou lewe plat gaan val, omdat die storm teen dit kom, hierdie lewensarea wat in jou lewe is, nie op die rots gebou is nie, en die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai, gaan dit daardie huis tref en dit gaan in mekaar tuimel. Ons sien daagliks in ons lewens, terwyl ons leef, mense wie se huise in mekaar getuimel het, en hoe dit uit mekaar het geval het, en hulle gaan deur moeilike tye, en hulle sukkel, en dinge werk nie altyd uitvul in die liewe suster, en dit maak hulle moedeloos, en hulle kan net nie meer nie, en weet jy wat, Satan het hulle net waar hy hulle bly. Maar in sy groot liefde en sy genade, my liewe suster, het God in sy woord vir ons die instruksies gegee rondom elkeen van hierdie huise. Sy woord leer ons hoe om ons finansies te hanteer. Sy woord leer ons hoe om ons huwelike te hanteer. Sy woord leer ons hoe om verhouding met hom te kan hê en met ons medemens om ons te kan hê. En die woord leer ons ook hoe ons kinders moet grootmaak. Ons leer selfs hoe ons onsself by die werk moet gedra, hoe ons onsself in die dorp tussen ander mense moet gedra. Die woord van die Here leer ons self hoe ons optimale gesondheid kan geniet. Maar wanneer ek so my rondkyk, dan sien ek mense luister nie, hulle lees nie die woord van die Here werklik nie. As ons die verstandige man is, sal ons sy instruksies en sy opdragte met die broer suster ter harte neem en doen wat die woord vir ons sê. Ons sal die waarhede uit sy woord leer met die broer suster en ons sal dit toepas in ons lewens. En hoor ek sê, wanneer die storms kom, nie as die storms kom nie, sal die verskillende areas in ons lewens, dit sal dit tref en dit sal in duie stort of dit sal staande bly. Daardie areas sal sterk genoeg wees om dit te weerstaan. En dit sal ons sterker maak wanneer ons ander kan uitkom. As ons egter God se woorde verontagsaam en die woord van die Here nie lees nie en die woord van die Here nie toepas in ons lewens nie, gaan ek vir jou sê, gaan jou huis nie staande bly in die storms nie. Dit sal in mekaar stort, in mekaar tuimel en die ineenstorting sal geweldig wees. Gaan kyk maar, mense daar buite. Dis moeilik om op te staan as alles plat geval het. Ek is seker, elkeen wat vir ons wat vandag hier sit, en elke kind van die Here, weet wat oor het gaan, as jou huis op die rots gebou moet word. Ongelukkig is dit nie altyd maklik, om ons huis op die rots te bou, as soos dit op iets anders gebou is nie. Mense bou die huis op hulle eie insig, en wat hulle dink is reg. Daar's mense wat selfs ander mense opinies in hulle lewens inbring en sê, ek wil graag doen wat daai persoon my sê. Sommige kyk na die media, die sosiale media en sê, die niets te gee, ek wil graag dit hê.
Jy sien my sister, dit is so maklik om op 'n verkeerde fundament te bou. Daarom moet ek en jy onsself baie keer meer afvra. Ons moet ons lewens ondersoek. Ons moet so 'n bietjie introspeksie doen. Ons moet in elke area van ons lewe inkyk en sê, wat sê die Here oor dit? Nie wat sê ander mense nie. Nie wat sê ek dink ek daaroor nie. Ons moet sê, wat sê God gaan in my lewe aan? Waarop bou jy jou lewe? Is jy besig om op die rots te bou of op die sand? En dan moet jy natuurlik gaan en die Heilige Gees vir jou vra en sê, wys vir my, op watter area is ek op die sand en watter area is op die rots? En as jy sien dat daar dele in jou lewe is wat jy nie op die rots bou nie, dan moet jy iets daaraan doen. Dan moet jy die verantwoordelikheid vat en sê, ja Here, ek is jammer dat ek my lewe bou op verkeerde dinge. Help my om die regte dinge te doen, om reg te leef, om 'n huis op die regte manier te bou. Vind uit wat jy moet bou. En natuurlik, dit help jy vind net uit en jy vergeet daarvan nie. Jy moet dit doen in jou lewe. Jy moet dit toepas sodat jy seker is, verseker is en doodseker is dat jou huis op die rots gebou is. Wanneer ons weet wat ons moet doen, kan ons bou op die rots van die woord. Halleluja. Ek wil 'n paar dinge vir jou noem vanoggend. Die eerste huis wat jy moet bou en seker maak is dat dit op die rots is jou verhouding met God. Hoe staan jou verhouding met die Here? Jy alleen is daar buite in die wêreld waar niemand jou sien nie. Hoe staan jou verhouding met die Hemelse Vader? Wanneer jy in die kerk instap, hoe staan jy jou verhouding met die Hemelse Vader? Staan jy hier en jy is half dood, kan ek maar sê sommige vrek. En jy bid nie God nie. Hoe is jou verhouding met die Here? Jy sien my broer, suster, God is gees en jy moet hom gees en waarheid aanbid. Wanneer ons sing, wanneer ons musiek speel, is dit die wonderlikste geleentheid om God net te kan aanbid en te sê, hier is ek, Here. Wees lief vir God in elke area van jou lewe. Wat sê die woord? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Die tweede is wat ek vanoggend wil doen is, leef in groot ontzag vir die Here. Volg die Here op die pad wat hy jou aanwys en dien die Here voluit met alles wie jy is, wat jy is en wat jy het. Moet asseblief nie met een voet in die wêreld staan en een voet in die woord staan nie. As jy werklik ontzag het vir die Here, sal jy nie 'n draadsitter wees nie. Maar jy sal jou hele lewe oorgee aan God. Want hy is die een wat die verskil kan bring in jou lewe. Daarin is behaag God deur te glo dat hy bestaan en dat hy beloon die wat hom soek. My liewe suster, geloof, hoor mooi, geloof is die een ding wat ons nodig het om in 'n verhouding met God te kan leef. Baie mense weet van Jesus en hulle bewonder homself, maar die vraag is, glo jy werklik in hom? Glo jy in die Here Jesus? Halleluja. Om te kan glo beteken nie jy is hierdie wonderchristen wat al die antwoorde op die lewe se moeilike vrae het nie. Want geloof is nie iets wat jy bereik het nie. Dit beteken nie jy is nou eerlik skielik vroom nie. Dis 'n geskenk van die Heilige Gees wat jou in staat stel om op reis te wees met God en jou lewe op sy woord te bou. Dis die vermoë by die suster om die lewe se op en aftye vas te hou aan die Here en dan die wete dat God jou sy geliefde kind noem en jou ooit in die steek sal laat. Volgende een is gehoorsaam God. En ek het gaan kyk en ek het gaan lees in die Bybel en die wonderlikste vers wat praat oor gehoorsaamheid is Deuteronomium 28 vers 1. Jy kan daai hele stuk en ek wil jou vra om lees 'n bietjie op die huis. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou
al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En dan gaan hy aan, hy sê, ek sal al hierdie seëning oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. En jy sal op elke gebied van jou lewe geseënd wees. Dan gaan hy aan, hy sê, die Here sal sy goeie skatkamers, die hemel, oor jou oopmaak. Jy sal 'n goeie lewe hê en God se goedheid en guns geniet. En dan sit ek sommer iets in wat ek ervaar in my lewe. Weet jy wat? Die wonderwerke sal jou volg. Onderwerp jou aan God. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dus aan God. As jy jou onderwerp aan God, dan sal jy in vrede leef en jy sal voorspoed geniet. Die woord onderwerp beteken hier, my liewe suster, in Engels kan ons sê submit. Hier is die enigste manier waar jy ware vrede in jou lewe sal vind, deur jouself aan die Here te onderwerp. Wanneer ons in vrees lewe, dan is ons onderwerp aan dit wat ons vrees. Maar wanneer ons die woord lees en ons onderwerp aan die Here, dan sal ons vrede ervaar. Ongekende vrede wat hierdie wêreld nie ken nie. Hierdie, by die woord is maar 'n paar instruksies wat ons in die woord lees. Dis maar 'n paar voorbeelde wat die Here vir ons gee. Dis 'n paar beloftes wat die Here vir ons gee. As jy dit net wil gehoorsaam, kan ek vanoggend vir jou sê, dan bou jy op die rots. En jou huis sal staande bly. Jou vrou sal staande bly. Jou kinders sal staande bly. Jou kleinkinders sal staande bly. En wanneer die storms kom, sal jy sê, prys die Here, ek my voet op die vaste rots gebou. Kom ons bly. Hemelse Vader, as kind het ons al gesing, ons moet ons huis op die rots bou. Maar Here, ons vergeet hierdie dinge so maklik wanneer ons groot word. En ons wil ons eie ding doen en ons wil ons eie paadjie stap. En ons vergeet hoe wonderlik U is vir ons, Here. As ons maar net van jongs af al die beloftes geglo het. As ons maar net die woord geluister het en gedoen het wat U vir ons vra om te doen, sou ons dalk baie beter afgewees het as nou. Here, vergewe ons tekortkominge. En ek bid, liewe Vader, dat U ons die krag sal gee, dat U ons oë sal oopmaak, dat U ons verstand sal oopmaak, om die woord van die waarheid sal gebruik, om ons lewens op te bou. Sodat nie net ons nie, maar ook ons kinders en kleinkinders die voordeel daaruit sal trek. Dat ons as papas die voorbeeld sal wees vir ons kinders, Here. Sodat dit kan goed gaan met ons. Dankie dat U ons hemelse Vader is, wie ons seën met elke seëninge in die wêreld wat daar is. Uit U woord is. Ons loof en prys U wonderlike en die heilige naam. Amen.